Geliefdes, ek begin eers met 'n paar afkondigings. Eerskomende Woensdag sal daar nie 'n oordenking wees nie. Donderdag vier ons Hemelvaart. Daar sal wel op Hemelvaart 'n WhatsApp oordenking uitgestuur word. Dan sê ons baie hartlik geluk aan al ons lidmate wat die komende week vir die jaar mag die nuwe lewensjaar vir die elkeen groot vreugde en geluk ook inhou. Ons dink aan Jan en Maria Groenewald van die gemeente Midpark, wie se moeder Tannie Martie eerskomende Dinsdag begrawe word. Volgende Sondag is ek dan in Middelburg, waar ek 'n begrafnis van 'n oud lidmaat waarneem. Ons wil baie dankie sê vir almal se betrokkenheid en se harde werk met Vrydag se Jaffel en se pannekoekverkoping in Midpark. Dit was 'n reuse sukses. Dan wil ek julle tog aanmoedig, daar is 'n kanaal op die internet, glomedia.tv. Gaan kyk gerus daarna, as jy nie weet hoe dit werk nie, kan jy my kontak, of jy kan enige kind of jong mens vra. Hulle sal die gou kan touwys maak. Hierdie kanaal, broers en susters, is 'n inisiatief van die Hervormde Kerk in samewerking met ander kerke, om dan ook die medium van die TV te gebruik as evangelie verkondiging. Gee gerus ook die terugvoering daaroor. Ons wens u toe 'n mooi en 'n geseënde week, 'n goeie moed in hierdie grendeltyd, tot u weer van my hoor. Die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk en vermenigvuldig van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 2 lofsange sing. Eerstens Gesang 421, die eerste en die tweede strofe is: Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Dan sing ons ook 'n lied wat aan ons kinders bekend is, Gesang 543. Die eerste en die tweede verse: Here Jesus, ek is klein, maak u self my lewe rein.
deur vir ons kinders te vra, hoe kan mens sien in watter skool hulle is? As jy in die winkel gaan rondloop met jou skooluniform aan, gaan almal weet in watter skool jy is. Jesus sê, dit is so met ons wat sy disippels is ook. Ons het ook 'n uniform aan waaraan mense ons uitken. Jesus sê in Johannes 13 vers 35, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ons uniform, vir kinders, broers en susters, is nie klere nie. Ons uniform is ons liefde vir God en ons liefde vir mekaar. Die skriflesing vanoggend kom uit Matteus 18 vers 21 tot 35. Het jy ook al die vraag gevra wat Petrus vra? Hier in vers 21, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Hoekom dink jy vra Petrus hierdie vraag? Moontlik het Petrus begin besef dat vir hierdie Jesus letterlik geen mens te sleg is. Hy behandel almal, selfs die slegste en die mees onaanvaarbare, met 'n soort vriendelikheid en 'n liefde wat 'n mens die eerste keer beïndruk. En al te gou kan jy voel, hy is dan so onbeperk. Hy verdra en vergewe dan onbeperk. Hy antwoord nooit haat met haat nie. Hy verwyd nooit. Dis mos half tog onmoontlik om so te wees. Daar moet tog ergens 'n einde aankom. Alles, selfs vergifnis, moet tog perke hê. 'n grens. Maar waar? Wanneer? En nou, broers en susters, moet ons onsself nie mislei nie. As Jesus vandag persoonlik hier was, sou ons heel waarskynlik net so verleeg staan nie teenoor sy liefde en sy vergifnis teenoor diegene op wie ons die rug baie keer draai. Dit was juis Jesus se vryheid om onbeperk lief te hê wat vir die Fariseërs so 'n verskriklike probleem was. En heel waarskynlik sou ons ook nie veel beter gevaar het nie. Want het ons nie ook diegene onder ons van wie ons voel, waarlik, om hulle te vergewe en te aanvaar, dit is daarom te veel gevra. Dit is moontlik die eerste rede vir Petrus se vraag. Maar daar is ook 'n tweede rede hoekom Petrus hierdie vraag gevra het. Petrus het geweet dat die Joodse rabbies ook geleer het dat 'n mens moet vergewe, maar dan net tot hoogstens 2 of 3 maal toe. En dalk het Petrus gevoel, hierdie Jesus is so ruimhartig. Hy wat Petrus is en ook ek, sal wel meer keer wil vergewe, maar dalk is 7 daarom genoeg. En miskien sê Jesus self nog minder as dit. En dan is dit ons beter, want dan weet hy wanneer om op te hou om te vergewe. Want so is ons almal. Ons gee nie om 'n paar keer of 'n tyd lank te vergewe nie. Ons weet, dit is reg. Maar ons wil graag weet wanneer ons genoeg daarvan gehad het. Ons wil graag weet wanneer ons met 'n geruste hart ons voet kan neersit en kan oorkook en op ons regte staan en sê, nou gaan dit te ver. Selfs die Here sal tevrede wees as ek jou nie meer kere vergewe nie.
En ek wil tog so graag op die punt kom waar ons sê, die tyd vir vergewe is verby. Die tyd vir die minste wees is verby. Die tyd vir liefie is verby. Nou verhard ek myself. Ons wil vergewe, en hakies want ons weet, dis die regte ding om te doen, maar ons wil nie heeltemal vergeet nie. Ons wil vergewe met 'n bedekte dreigement. Ons wil darm tel, ons wil darm onthou, bereken, en op 'n punt weer alles van vooraf opgrawe en afreken. Die antwoord van Jesus, broers en susters, is baie duidelik. Jesus sê, ons moet onbeperk vergewe. Ons moet vergeet van tel. In hierdie gedeelte is daar dan nog 'n gelykenis opgesluit. Jy sal dit vind in ons geleesde gedeelte. Dit word vertel as 'n antwoord op Petrus se vraag. Ek laat dit egter nou uit. Egte vergifnis ontspring in die hart van 'n mens wat weet dat hy of sy oneindig veel vergewe is. En by so iemand kom dit van harte. En dit is die antwoord op Petrus se vraag. Wie weet dat hy vergewe is? Vergewe in Jesus Christus. Hy of sy vergewe onbeperk. Tel nie, bereken nie, hou nooit op nie. God se genade is soos 'n afrolstokkie. 'n Mens deel net in die oorwinning as jy die stokkie aangee. As net jy daaraan klou en end uit hardloop alleen, al kom jy eerste, word jy gediskwalifiseer. Want dit is teen die reëls. Daardie belydenis, daardie genade moet uitgeleef word. Iemand wat weet dat hy vergewe is, iemand wat die onsienlike sien, iemand wat weet dat sy lewe veilig en geborge is by Christus, iemand wat weet dat Christus sy Here is, so iemand vergewe van harte, so iemand vergewe altyd, onbeperk. Amen. As gebed sing ons vanoggend baie bekende en beminde Onse Vader, Psalm 2:6. As gebed vanoggend Psalm 2:6.
Gesang 528, Gesang 528, die eerste en die derde strofes, leer my u wil, Heer, u doen met my. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Vanoggend se diens is dan opgeneem in die Hervormde Kerk Western Area met as oraliste Dorien Potgieter en prediker Jasper van West.